Ja, goeiemiddag. Dit is vir ons 'n wonderlike voorreg om hier by Landbou Spore met TLE Suid-Afrika en daarmee saam eintlik dan landbou se ondersteuningsinstellings te kan gesels. Ons gesels vandag bietjie met Wette Tooi van Villa Crop, 'n groot ondersteuner hier by TLE SA en 'n groot rolspeler in die landbouomgewing. Baie dankie ook vir dit wat julle doen om te help dat landbou kan leef, want dit sorg dat Suid-Afrika leef. So Wette, baie welkom hier by ons vandag, hoor. Ja, Benny, baie dankie dat ons met julle kan gesels. Groot voorreg, baie dankie. Dankie Wette. Julle speel 'n groot rol in die landbouomgewing en ek wil vir jou graag vandag 'n paar vrae vra wat vir my nou baie onduidelik is en jy sal nou vir ons baie mooi toelichting moet gee dat ek het verstaan en dan gaan die boere dit hopelik verstaan. Dit gaan oor die hele kwessie van agtergrond oor hierdie nuwe GIS-sisteem, die CMR, asook wat beteken hierdie begrippe? Wat beteken dit ook vir jou as boer en die implikasie vir jou as boer? Ja, nee, yes, Benny, dit is soos jy sê, dit is 'n baie komplekse onderwerp, 'n baie kontroversiële onderwerp ook tans wat daar aan die gang is. Maar ja, laat ons net so half by die begin. So ja, dankie. So basies sedert 2021 het daar redelik baie veranderinge begin plaasvind in ons industrie en een van hierdie veranderinge was dat die Departement van Indiensneming en Arbeid 'n nuwe regulasie vir gevaarlike chemiese middels publiseer het. En dit was dat enige chemikalieë moet in lyn wees met GHS of GIS. So ja, so nou weer eens GHS, wat beteken dit? Waar verstaan dit en hoekom het dit 'n impak op my? So GHS staan vir Globally Harmonized System. Ek gaan so 'n paar van hierdie afkortings, maar in Engels moet sê 'n paar Engelse woorde tussen ingooi, maar ja, so wat behels dit? So dit basies wat dit is dat 'n GHS klassifikasie word uitgevoer deur al die gevare verbonde aan elke bestanddeel binne 'n produk se formulering te identifiseer en dan so 'n finale klassifikasie vir 'n produk te bepaal. So dis basies 'n nuwe manier om uit te druk watter risiko of gevaar die produk het. So sodra 'n produk geklassifiseer is, moet die etiket dan die relevante gevare weerspieël volgens hierdie nuwe GHS templaat. So in die verlede het ons op ons etikette hierdie kleurbande gehad aan die onderkant van ons etikette en dit word nou vervang met die nuwe GHS piktogram wat dan nou hierdie gevare vir jou gaan aandui. So GHS daar gelaat bring ons dan by die volgende afkorting uit CMR en wat beteken dit? So wat gebeur het tydens die GHS klassifikasieproses is dat sommige van hierdie bestanddele gevare van karsinogeniteit, mutageniteit en voortplantingstoksisiteit getoon het. So om dit dan nou net weer terug te skakel in Engels toe vir die CMR, carcinogenity, mutagenity en reproductive toxicity, dat dan nou waarvoor die CMR staan. So hierdie aktiewe wat nou as CMR geklassifiseer word, voldoen dan aan die kriteria van kommerwekkende stowwe of substances of concern en volgens nuwe regulasies sou enige produkte met hierdie aktiewe bestanddele of bymiddels binne die produkte verbân word vanaf 1 Junie 2024, maar ons industrie het wel uitstel gekry tot en met Mei 2025 om hierdie produkte uit sisteme uit te kry en dit sluit nou nie net in ons as verskaffer nie, maar tot op boervlak reg hierdie stelsel om hierdie produkte uit die sisteme uit te kry. So ja, dit het natuurlik 'n massiewe impak nie net op ons as verskaffer nie, maar ook verspreiders en dan natuurlik ook produsente wat al vir jare sekere produkte gebruik of op produkte staat maak en nou moet ons eweskielik nuwe planne begine maak. So dit is versekerde uitdagende tyd vir almal. Nou, watter aktiewe bestanddele word dan nou hierdeur geraak? Ja, Benny, dis 'n hele reeks bestanddele, aktiewe bestanddele of produkte, so reg oor die spektrum van swamdoders, insekdoders en onkruiddoders. Die lys is redelik publiek beskikbaar aan almal. Om net 'n paar te noem, by die swamdoders kyk ons na Benomol, Dimetomorph, jou propiconazole, mancozeb wat 'n baie groot daar is, as ook carbendazim en epoxyconazole. Insekdoders word so klein bietjie minder geraak, EDB, spiridiclofen en thiacloprid daar
En dan onder onkruiddoders Laniron, Hylosalveron en ook glifosinaat ammonium wat 'n baie groot daar vir ons is. So ja, soos ek vroeër genoem het, hierdie is tans 'n baie kontroversiële onderwerp. Daar's baie wat moet gebeur, baie dinge wat moet uitgeklaar word voor volgende jaar. En alhoewel hierdie aktiewe as CMR geklassifiseer word, hierdie departement van landbou wel rolspelers toegelaat om aansoek te doen vir wat ons noem 'n derogation vir van hierdie aktiewe bestanddele wat dan nou sal toelaat dat van die produkte of aktiewe steeds gebruik kan word. Maar dit bygesê, dit sal slegs op baie spesifieke voorwaardes wees. Het sy daar geen ander alternatiewe beskikbaar is nie. Produkte sal byvoorbeeld vir as essential use geklassifiseer moet word. Risiko-assessering sal weer gedoen moet word. Die publiek sal ook vir kommentaar gevra word. En ja, indien jy dan nou goedkeuring kry, sal dit ook net vir 'n sekere tydperk wees en ook vir baie spesifieke gebruik. So daar's 'n paar dinge wat moet plaasvind. Hierdie derogation groups is gevorm. Hulle is reeds besig hiermee. Van die aktiewe daar sluit in propiconazole, dimetamorf, glifosinaat, ammonium ook. Iets soos mancozeb wat weer aan die ander kant maatskappye wat daar kyk om mancozeb te herklassifiseer om seker te maak dat dit ook steeds in die toekoms gebruik kan word. So ja, daar's nog baie wat moet gebeur. Niks is op die oomblik vas op papier nie. En ja, ons sal sien wat die uiteinde van daar is. So maar ja, natuurlik die vraag op almal se lippe is wat nou, dit laat gaan moontlik gapings laat. En wat is die volgende stappe nou in ons industrie? Ja, hierdie is vir my nogal 'n baie uitdagende situasie waar binne julle as instelling, as firma geplaas is, maar ook die hele landbousektor, want ek dink almal is verbind daartoe dat ons tog gesonde kwaliteit kos op die tafel wil sit. Jy weet, so ek dink as 'n mens na die goed gaan kyk, dan hoop mense en vertrou mense dat die ding net sal reg uitspeel. Maar is daar by julle dan nou moontlik alternatiewe wat Willa Crop nou kan na kyk wat hierdie verbanning van hierdie CMR klassifikasie nou teweegbring? Hoe hanteer julle dit? Want ek dink dit verg nou 'n groot klomp navorsing en addisionele insette wat nou skielik moet vergesteld. Hoe hanteer julle dit en is daar alternatiewe? Ja, Benny, nee, dis moeilik. Hierdie het redelik vinnig of ewe skielik op die industrie afgekom en dit was moeilik om werklik proaktief te kon wees soos mens verkieslik maar wil wees in die landbou, maar dit bygesê, Willa is 'n baie innoverende maatskappy en ons is deurlopend elke jaar besig met statistiese proewe, so dit sluit in registrasieproewe, bemarkingsproewe, maar dan ook nou natuurlik om te kyk na plaasvervangers vir van hierdie CMR produkte indien ons dit sal verloor. So ek dink ook dis baie belangrik vir ons as industrie om aan te pas by die rigting waarin ons beweeg en daarmee praat ek van die implementering van dinge soos IPM, integreerde plaagbeheer, wat al hoe meer 'n belangrike rol begin speel in terme van volhoubaarheid. En dan ook presisieboerdery hulpmiddels. As ons kyk vandag, ons het toegang tot weerstasies, moniteringsprogramme, spuittegnologie vir optimale toediening en bedekking. So daar's al hoe meer tools of tegnologie beskikbaar vir ons om ook dit wat ons tans doen reg te doen, beter te kan doen en ook proaktief te kan wees. So ja, ons industrie verander baie, dit ontwikkel baie teen 'n vinnige tempo, maar ek dink is ook belangrik dat ons daarby aanpas. En dan in terme van alternatiewe tans, die produkte wat as CMR geklassifiseer word is verseker nie die enigste oplossings daar buite nie. Daar is tans 'n redelike klompie alternatiewe gelukkig beskikbaar vir die meerderheid van hierdie produkte. En ek dink ook dalk tot 'n mate die geluk en die ongeluk is dat van hierdie CMR aktiewe word ook nou al vir jare moontlik minder gebruik weens MRL druk met uitvoermarkte ensovoorts. So ek dink ons boere het ook al 'n paar jaar begin aanpas om minder van hierdie chemie te gebruik en te begin kyk na alternatiewe. So ja, daar is verseker alternatiewe en verseker hoop vir die toekoms. Is nie ek dink iets wat ons industrie vorentoe gaan op 'n meer negatiewe plek sal laat nie. Jy weet, ek wil vir myself sê dat ek dink enige boer of enige verbruiker van julle produkte kan maar met julle in verbinding tree en julle sal hulle reg adviseer soos wat die goed ontsluit.
Want ek dink ons praat nou van ook 'n oorgangstydperk, 'n tydperk waarvan hierdie produkte nog steeds gekwalifiseerd, soos jy reg gesê het, gebruik sal kan word, maar 'n boer sal 'n ingeligte besluit kan neem as hy met julle interaksie gehad het. Ja, nee, verseker. Ek dink in hierdie tyd tyd van onsekerheid is kommunikasie bitter belangrik van ons af na verspreiders of agente toe en ek van 'n agent vlak ook weer natuurlik terug na die boer toe, so om daai kommunikasie net oop te hou, praat met jou gewasbeskermingsadviseur dat hulle seker maak jy as boer weet ook wat aangaan en dat jy die regte besluit op jou plaas ook kan maak. Ja, so nee wat ek vir nou is kommunikasie baie belangrik, maar ons staan saam en ek dink tydens hierdie oorgangstydperk besef almal ook dat verandering soms goed is, maar ja, kommunikeer met mekaar en ons sal verseker hier deurkom. Jy weet, ek wil vir jou baie dankie sê vir julle en Willa Krop en ek beleef ook by julle 'n baie groot erns ten opsigte van die hantering van hierdie aangeleentheid om in belang van volhoubare voedselproduksie steeds 'n rolspeler te wees en baie sterkte in hierdie oorgangstydperk met wat dit ook van julle gaan verg as instelling om dan ook seker te maak dat julle die korrekte uitkoms op die einde van die dag in belang van landbou daar gaan stel. Ons wil vir julle dankie sê en baie sterkte ook op hierdie pad vorentoe en baie dankie vir die manier hoe julle ook uitreik na Teelie Suid-Afrika, maar ook na landbou in Suid-Afrika. Ons het groot waardering daarvoor en ons wil vir ons lede en ons vriende van Teelie Suid-Afrika, al die boere sê, praat met Willa Krop. Hulle is rolspelers wat 'n verskil maak, hulle is ingelig, hulle probeer hulle uiterste bes om regtig waar vir jou in beste belang na jou produksieproses te kyk oor hoe kan jy die beste doen. So, De Wet, baie dankie hoor. Ja, Benny, baie dankie. Voorreg om met julle te kan gesels. Baie dankie.